Vriende, ons wil vanmôre met u voortgaan, kortliks met jou hardloop deur die boek Galasiërs. Ons het verlede week by die inleiding en die agtergrond van die boek stilgestaan en gaan ons vanmôre vlugtig deur die 6 hoofstukke blaai en vir jou 'n kort opsomming gee van Paulus se brief aan die provinsie Galate. Ek nooi vir jou om 2 teksverse saam met my te lees, een in Handelinge hoofstuk 3 en een in Romeine hoofstuk 16. Om dan net vir jou die agtergrond te gee van waarmee Paulus in sy Nuwe Testamentiese boeke besig is as die sentrale tema van Paulus se redevoering wanneer hy hierdie 13 sendingbriewe geskryf het. Handelinge hoofstuk 3 vers 21 en Romeine 16 vers 25, terwyl die woord van die Here in ons midde oop is. Petrus sê in Handelinge 3, nadat hy en Johannes aangekla is voor die Joodse raad om nie meer van Jesus as Messias te praat nie, sê Petrus vir die skrifgeleerdes in die tempel, kom dan tot inkeer en bekeer julle. Dit beteken besef dat julle verkeerd was, dat julle Jesus as Messias verwerp het en neem hom aan, erken hom as Messias. Bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. En hy hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. Hom wat die hemele moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het, deur die mond van al sy heilige profete. Dit was Petrus se samevatting van wie Jesus is. Dat die aanneming van Jesus as hulle Messias deur die Joodse volk vir hulle sekere seën sal inhou. Maar dan skryf Paulus en hy vat in Romeine 16 vat hy die evangelie saam, wat jy ook in 1 Korintiërs 15 'n soortgelyke samevatting kan lees. Hy sê aan hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is, maar nou geopenbaar is deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene. Petrus praat primêr met die Jode en Paulus is die apostel van die verborgenheid aan die heidene. So hou dit in gedagte wanneer ons dan deur hierdie boek blaai. Paulus se brief aan die Galasiërs het 'n baie belangrike wegspring. Een van die eerste briewe wat geskryf is deur die apostel Paulus om die vraagstuk van wat 'n Jood is en wie 'n heiden is te onderskei. Jy sal onthou, ons het verlede week vir jou gewys dat die provinsie Galate, soos wat ons nou vir jou aandui met die kleur, 'n gedeelte is in 'n Klein-Asië wat ooreenstem met die huidige Turkye, wat dorpe soos Antiochië, Iconium, Lystra en Derbe insluit, waar die apostel Paulus dan gemeentes gestig het onder hierdie
Keltiese, Romeinse provinsie. Heidene wat deur die prediking van Paulus tot bekering gekom het. Die sentrale tema van die boek Galasiërs handel oor vryheid van die wet, of andersins, as jy nie vry van die wet is, sê Paulus, keer jy terug na slawerny, onder die Joodse tradisies van besnydenis, wetgehoorsaamheid, en om reg te eet en om die Sabbat te onderhou. Ons het verlede week dan nou gekyk na die agtergrond en wil ons dan vinnig deurblaai en by hoofstuk 1 en 2, 3 en 4 en dan by 5 en 6 vanmôre vinnig stil staan. Paulus spreek in hoofstuk 1 en 2, soos wat ons afgesluit het verlede week, sy verbasing en sy ongeloof uit dat die gemeentes van die provinsie Galate so vinnig of so maklik 'n ander of 'n vreemde evangelie aanhang en wegdraai van die goeie nuus wat hulle eers gehoor het en aangeneem het. Ons het stilgestaan verlede week en gesê dat ons presies in dieselfde plek is waar hierdie mense in so 40, 50 na Christus was. Ons is nie veel beter af as dat ons ook gekonfronteer word in die dag waarin ons leef om Jesus plus iets te hê. Die duiwel is nie gepla dat jy van Jesus hoor nie. Sy bekommernis is dat jy hom alleen sal kies. En daarom sê Paulus vir hierdie gemeente, ek is verbaas dat nadat julle die waarheid gehoor het, so vinnig en so maklik kan wegdraai. Met ander woorde, hierdie mense het iets ontvang van hom toe hy daar was, maar baie vinnig deur die golwe en die winde van verandering by iets anders uitgekom. En hierdie tweede deel van die vreemde evangelie aan vasgeklou. Hy gebruik die woordjie so gou en hy fokus op die krag van die verleiding. En dis wat ek en jy oor moet bekommerd wees en oorwaak. Dat die oomblik as jy die waarheid hoor, die duiwel onmiddellik 'n verleiding gaan bring. Die natuurlike geneigtheid van die mens is hier 'n rede voor die maklike manier om die verkeerde te neem en van die reg af weg te draai. So vinnig van stryk gebring word. As ons hoofstuk 1 vers 10 tot hoofstuk 2 vers 15 vinnig saamvat, is dit waaroor die eerste 2 hoofstukke gaan. Hy gebruik dan die brief om die egtheid van die boodskap van die evangelie te verdedig. Ek het vir hierdie week gesê, dat sou jy per ongeluk net die boek Galasiërs sou hê, of net die boek Romeine sou hê, of net die boek Timoteus sou hê, en jy al die ander nie lees nie, jy nooit die nie volheid van die evangelie sal mis nie. Dit maak die Bybel so treffend en uniek. En daarom het die gemeente in Galate hierdie aanslag van die bose ervaar om die waarheid van die verborgenheid
tot nie te maak en die mense weg te hou van die ware oplossing. En dis hoekom kinders van die Here traag is om die eenvoud van die evangelie te wil getuig van. Die duiwel sal vir jou sê, maar jy kan nie by mense gaan praat nie, want jy het nie kennis van die hele skrif nie. So bly so 'n bietjie stil en moenie regtig jou nek uitsteek nie, want jy gaan jou vinnig vasdraai, want jy's nie opgelei. Paulus kom in die eenheid en die eenvoud van die evangelie en hy sê, Jesus en hom as die gekruisigde. En dis my en jou bron van ons redding, en dis die bron van ons getuienis. Jy kan net deur Jesus gered word, en jy het nie nodig om iets by te kry nie, en jy het ook nie nodig om vir ander iets meer te sê, as dat Jesus vir jou sondes gesterf het, asof jy gesterf het. Hy alles gedoen het, sodat as jy dit aanneem, jy sy kind kan wees. En nou gaan meet dit maar aan die moderne prediking van ons tyd. As jy luister na suksesvolle gemeentes, en ek sit dit in aanhalingstekens, dan sal 'n suksesvolle gemeente die definisie hê van 'n gemeente wat hoor dat God net vir jou die beste in gedagte het. Al wat hy van jou hê en wil hê, is dat jy hom moet kies sodat dit met jou finansiëel moet goed gaan. Maar hulle sê nooit, die doel dat dit met jou moet goed gaan, is want dan kan hulle jou melk, dat jy meer vir die kerk moet gee. Maar 'n gemeente wat 'n ligtoring is, en dis my gebed vir ons hier in Gravelot, om klein te bly, maar 'n impak te hê. Wat 'n evangelisasie aksie het, en nie 'n vet bankrekening. Om op die plek te kom waar Jesus die oplossing vir die nood van die mens bly. Hy verdedig sy apostelskap in hoofstuk 1 en 2, aangesien hy sy roeping van die opgestane Jesus ontvang het. Hy sê, mense het my nie gestuur nie. Mense het my nie hierdie boodskap gegee nie. Maar ek het dit ontvang toe ek Jesus ontmoet het in Handelinge 9. Eers in hoofstuk 15 het ons verlede week gekyk, gaan hy na Petrus toe en na die ander apostels toe in Jerusalem en hy gaan vertel hoekom hy doen wat hy doen en sê wat hy sê. Maar nadat Paulus in Handelinge 9 tot bekering kom, sal jy sien as jy die Galatebrief lees en ander briewe lees, dat hy vir 'n hele aantal maande in die woestyn was, waar hy deur die Here Jesus self geleer was en teruggekom het met die openbaring van die verborgenheid. Hy skryf hierdie brief omdat spanning dieper en sterker groei in die provinsie van Galate, wanneer Petrus die gemeente in Antiochië besoek, om die nuwe bekeerlinge, die heidene, iets te gaan leer. Maar Petrus se
doel vir sy koms was om vir hulle te gaan vertel dat hulle moet besny word, hulle moet reg eet, hulle moet Sabbat onderhou en hulle moet die wette gehoorsaam. En eers eet hy saam met hierdie nie-Jode. En wen hy hulle vertrou, en ek wil nie jy moet nou Petrus in die verkeerde lig sien nie, maar hoe vinnig jy jou tradisie met evangelie wil vermeng. Petrus gaan en hy gaan vertel vir hulle van Jesus, maar hy sê vir hulle, weet jy wat manne, julle kort net so bietjie Sabbat. Julle kort net so bietjie wetsonderhouding, julle kort so bietjie besnydenis, en dan moet julle reg eet. Dan is julle alright. En hy eet saam met hulle, maar toe die ander apostels vanuit Jerusalem ook daar aankom, draai Petrus teen hierdie gewoonte om saam met die onbesnedenes te eet, en toe hou hy nie meer gemeenskap met hulle. Want toe is die groot kerk nou daar. En toe verander Petrus sy houding teenoor die nie-Jode. Toe bly hy van hulle weg. En dis juist wat Paulus aanspreek. Hy begin hulle vermy en hy spandeer eerder tyd nou saam met sy eie mense. En nou is die onbesnedenis nou nie meer belangrik nie. Paulus konfronteer hom in Handelinge 2 in Galasiërs 2 en hy sê vir Petrus dat jy skynheilig en jy's ontrou aan die evangelie. Want jy bring vir mense Jesus plus, en hy gebruik 'n kras woord, en ek wil vanmôre vir jou sê, my liewe toerder, dis nie ongeestelik. Ons dink partykeer en die duiwel wil sê, kinders van die Here moet mos maar sag, onthou jy, dis mos een van die vrug, deel van die vrug van die Gees, 'n kind van God is sagmoedig, en hy's selfbeheersing, en hy het lankmoedigheid, en Paulus sê vir Petrus, hoor jy op, ja, as jy nie vir ons is nie, is jy ons vyand. En dis nie ongeestelik vir 'n kind van God nie. Paulus sê, as hy 'n ander evangelie bring in Galasiërs 1, wat in stryd is met die evangelie van die Bybel, moenie met hierdie ou saamgaan nie, laat hom 'n vervloeking wees. Jy kan nie toelaat dat hy met sy gemors in jou huis inkom nie. Want die duiwel gaan hierdie plusgoeders gebruik om dit jou fokus te maak. Want in Handelinge 15 het die synode bepaal dat hulle gaan nie vir die heidene sê dat hulle moet die Joodse wette onderhou en hulle moet besny word en moet die Sabbat onderhou nie. Maar Petrus kom en hy sê vir hierdie gemeente in Galate, julle kort nou nog net 'n paar ekstra goedjies. Paulus is so streng dat hy vir Petrus sê in Galasiërs, hy kla hom aan dat hy op die verkeerde pad is. Deur Joodse tradisies op nie-Jode af te dwing. Kyk wat sê in Galasiërs 2 vers 16. Hy sê terwyl ons weet dat die mens nie regverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregtigheid of geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees regverdig sal word nie. So vergeet en wees op die uitkyk dat mense vir jou sê dat jy Jesus nodig het plus gehoorsaamheid aan wette. En dis een van die grootste goed as jy na die Adventiste se leer kyk, hierdie ouens wat glo aan Saterdag Sabbat, hulle praat dieselfde taal. Maar hulle leerstelling gaan dat as jy werklik gered is, sal jy die Sabbat onderhou. So aan die ander woorde, waar plaas ek my fokus? Ek is gered
omdat ek die Saterdag Sabbat het. Ek is gered omdat ek besny is. So aan die ander woord, waar is die fokus? Nie Jesus nie, maar wat ek doen. En Paulus sê, niemand kan deur die werke van die wet regverdig word nie. Jesus is die enigste. Hy sê in hoofstuk 1 en 2 dat Petrus verraai die evangelie. Want regverdigmaking was juis 'n Ou Testamentiese beginsel, waar God 'n uitspraak van vryspraak gemaak het. En dis hoekom dit belangrik is, en ek wil myself onderbreek, dat ek wil nie, jy moet nou Petrus verwerk nie. Dis hoekom ek Handelinge 3 en Romeine 16 gelees het. Petrus se sending was vir die Jode. Die Jode moes Jesus as Messias aanvaar en moes die wette onderhou, omdat hulle verwagting 'n aardse koninkryk is. Paulus word geroep vir die nie-Jode, vir die heidene, en hulle word gered deur genade, en hulle verwag nie Jesus as die komende Messias nie. Hulle erfenis is 'n hemelse erfenis. En Paulus sê juis dat regverdigmaking hierdie uitspraak van vryspraak is van God, dat die skuld van die persoon betaal is en hy nie meer hoef skuld te dra. Dat hy nie met iets niets kom nie, maar dat Petrus hulle las op die nie-Jode laai wat die nie-Jode nie moet hê nie. Dus hoekom moet jy dat mense vir jou sê dat omdat jy die Sabbat, die eerste dag van die week herdenk as die rusdag, dat jy die seël van Satan het. Want dis vandag die twee wat hulle opstel. Die seël van God is die Sabbat en die seël van die Antichrist is Sondag-aanbidding. En nou word jy as nie heiden wat nie die Sabbat hou nie, as heiden wat nie die Sabbat hou nie, word jy nou geassosieer dat jy die seël van die Satan het. En nêrens, sê Paulus, was dit vir die heidene 'n noodsaaklikheid om die Sabbat te onderhou nie. Want in Deuteronomium 5, toe hy die wet herhaal, toe sê Moses vir die volk, julle moet die Sabbat onderhou en daaraan dink dat julle slawe in Egipte was. Om hierdie rede het God gesê, julle moet die Sabbat onderhou. Ons rus lê nie in die 7de dag nie. Ons rus lê in die opstanding van Jesus. En daarom is die eerste dag van die week die bron van die heidense oorwinning. Wanneer God jou regverdig verklaar, sê Paulus, bring hy jou in die regte verhouding en maak hy jou deel van sy familie. En jy word nie familie, hoor mooi, ons het dit op 'n stadium gedoen, jy word nie familie as jy die wette van die familie onderhou nie. Want dan sou ek nie 'n kind gehad het. Want my twee dogters doen nie wat ek altyd vir hulle sê nie. En hulle het nog nooit gedoen wat ek altyd vir hulle gesê het as reëls vir ons huis nie. Dit beteken dat hulle nie meer deel van die familie is nie. So aan die ander woorde, die feit dat hulle die reëls van die huis nakom, maak nie van hulle familielede nie. Hulle is familie. En daarom is daar vir hierdie familie sekere reëls. En dis die verskil. Hierdie gesindheid is duidelik in die feit dat Jesus in die plek van elke persoon gesterf het, begrawe is, opgestaan het, asof jy gesterf, begrawe en opgestaan het. Wat God dan nou deur Jesus vir die mens doen, is iets wat die mens uit homself nie kan doen nie. En daarom kom Paulus en hy vat hierdie evangelie saam in 1 Korintiërs 15 vers 3. Hy sê in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer dat Jesus gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het en dat hy homself lewend aan mense verskyn het. Hierdie
indrukwekkende openbaring dat hy gesterwe, begrawe, opgestaan het en lewend verskyn het, maak hom uniek. En daarom is hy algenoegsaam. Verstaan jy hoekom dit belangrik is dat ek en jy in hierdie evangelie sal glo? Dat hy gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het, en dat dit nie 'n storie is nie, dat hy homself lewend vertoon het. Dit maak jou saligheid uitsluitlik Jesus. Dit maak dat jy nie iets anders te nodig het nie. Van in 2 Korintiërs 5 vers 21, as ons nou ander gedeeltes saambring, sê hy, want God het hom wat geen sonde gegee het, die sonde gemaak vir ons, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Geloof en die aanvaarding van die evangelie aanbod verseker dan wat van Jesus geword het, en waar is van hom, dat hy gesterf, begrawe, opgestaan het, dat dit waar word van jou, as jy Jesus aanneem, dat jy saam met hom gesterf het, saam met hom begrawe is, saam met hom opstaan. En daarom skryf hy, as hy die tweede hoofstuk afset, ek wil klaarmaak met hoofstuk 1 en 2, aan die einde van hoofstuk 2, ek is met Christus gekruisig, Galasiërs 2 vers 20. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het, homself vir my gegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterf. So ons haal baie keer Galasiërs 2 vers 20 heeltemal buitekant sy konteks aan. Dis juist die feit dat die plus dinge jy nie weet nie, maar dat jy met Christus gesterf het, en hy jou 'n nuwe mens gemaak het, en met daardie nuwe mens jy anders is. Dis die enigste rede dat die mens kan sekerheid hê dat hy 'n kind van God is. Wil jy sekerheid hê? Weet van 'n dag dat jy saam met hom gesterf het, saam met hom begrawe is, saam met hom opgestaan het. Dit gee jou sekerheid. Hoofstuk 3 en 4. As ons kom by die 3de en die 4de hoofstuk, dan is dit die impak van die evangelie. En hy bied hier die diepgaande implikasies vir diegene wat ingesluit word in die familie van God, of die liggaam van Christus. So aan die ander woorde, as jy hierdie evangelie aangeneem het, hoofstuk 1 en 2, dan kom hy in 3 vers 3 en 4 en hy sê, daar's impak in jou lewe, hy maak jou iets anders. Hy gebruik die res van die brief om hierdie saak te beklemtoon. Hy begin met Abraham in Genesis, in Galasiërs hoofstuk 3, en hy bring dit in verband met die feit dat Abraham geglo het in Genesis 17, en die feit dat hy geglo het, is hom tot geregtigheid gereken. Nie wat Abraham gedoen het nie. Hy het daarna sy seun geoffer, hy het daarna vir die koning van Egipte gelieg, deur te sê Sara is sy vrou. Hy het baie goed gedoen, maar Paulus sê, dis nie omdat Abraham gedoen het nie. Dis omdat Abraham geglo het. Dit is hom tot geregtigheid gereken. Abraham se geregtigheid het uitvloeisels. En dit maak dat ons almal deur Abraham se geloof as tipe erfgename kan word van die plan wat God met Israel en Christus gehad. Hy het nog altyd die doel gehad dat mense, Jode en nie-Jode, aan hom moet behoort nie. Dit was altyd God se plan. En dis hoekom jy moet verstaan, as jy die Ou Testament lees, dan lyk dit so asof al die heidense nasies hel toe gaan. Want die Ou Testament fokus op die plan wat God met Israel gehad het. Daarom is die fokus, Israel moes die Here dien.
dat die ander volke kan sien hoe die Here gedien moet word. Dis die basis dat daar in hom geglo moet word. Maar nou kan daar 'n vraag kom, en Paulus redeneer in hoofstuk Galasiërs 3 oor hierdie saak. Die vraag kan wees nou, waarom moet God dan die wette van die Torah aan mense gegee? Hoekom is die wette dan gegee? Want hy sê in Galasiërs 3 vers 19, wat beteken die wet dan? Hoekom is die wet daar? En dis hier waar mense nie verstaan nie, en nou wil ons kind van God wees, 'n heiden in die Nuwe Testament, maar ons koppel aan Ou Testamentiese wetsonderhoud. Hy sê, dis bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. Wie is die saad? Die Here Jesus. Hy sê hy het vir die Jode die wette gegee, sodat hierdie wette hulle na Jesus sou lei. Maar toe Jesus gekom het, toe het hulle nie meer nodig om die wette as die basis te sien nie, want hy is nou die vervulling. Totdat die saad sou kom. En dit is deur engele beskik deur die tussenkoms van 'n middelaar. Iemand wat tussen God en 'n verlore sondaar kan staan. En vir God sê, u sê die loon van die sonde is die dood, ek sal sterf. En ek sterf. Hy draai na die sondaar toe en hy sê vir die sondaar, God se voorwaarde is dat jy moet sterf. Ek het in jou plek gesterf, neem jy dit aan? En as jy dit aanneem, dan bring God die seën, die heiligheid van God en die sondigheid van die mens in hom bymekaar. En hy word die middelaar. Hy word die vervulling van die wet. Wat sê die loon van sonde is die dood. En dis hoekom dit belangrik is, jy hierdie goed verstaan. Hy bied 'n bondige verduideliking, en hy brei, as jy in Romeine 7 en 8 lees, dan brei hy baie meer dieper uit, en ons sal eendag daarby kom, oor hierdie stryd tussen die vlees en die gees. Paulus merk op dat die wette van die Torah aan Israel gegee is op Sinai. Nog lank voordat God die wet gegee het, het hy vir Abraham 'n belofte gegee. Hy sê, Abraham, glo in my. Toe was daar nie 'n wet nie. Eers by Moses kom sê God vir die volk in Eksodus 20, ek is die Here julle God wat julle uit Egipteland uit die slaaphuis uitgelei het. As julle my volk is dit die stelreël. So leef my kinders, so leef my volk. Vir die heidene is dieselfde. Hy stuur Jesus om in my plek te sterf, en hy sê, as jy my kind is deur hom aan te neem, dan sal jy so leef. En hy bied die lewe van Christus aan, as die voorbeeld. Wanneer jy die wet, en ek gebruik die woord Torah, want dis 'n woord wat jy baie sal hoor by die Israelvisie ouens, is wanneer jy die wet versigtig lees, sal jy sien, dat God altyd bedoel het dat die wette tydelik moet wees. Aangesien die wette 'n negatiewe en 'n positiewe rol gehad het. Negatief was die wette vergrootglas, wat die mens se sondigheid konstant uitgewys het. Die wet het hierdie vergrootglas gebring, dat jy verlore is. Dis hoekom jy 'n saligmaker nodig het. So die wet was die vergrootglas. Sou die wet wat goed is, aan die einde van die dag die hele Israel sondig verklaar het, dan kon die hele mensdom sondeloos wees. Maar u weet, dat Israel kon die wette nie hou nie. So aan die ander woord, die onderhouding van die wet het Israel nie gered nie, kan die mens nie red nie, en daarom was daar 'n Messias. Ek
Ek hoop jy verstaan dit wanneer Galasiërs 3 vers 22 sê, maar die skrif het alles uitgesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Dis so 'n maklike ding om dit te verstaan as jy die onderskeid sien. Maar die wet het ook 'n positiewe rol gehad. Dit moes soos 'n baie streng onderwyser. Hy gebruik in Galasiërs die woord tugmeester, 'n onderwyser. Dit moes Israel onder toesig hou tot die Messias gekom het. Dit moes hulle nie net hulle sonde gewys het nie, maar dit moes vir hulle die riglyne gegee het om by hom uit te kom wat die vervulling is van alles. So die negatiewe is, dit moes hulle sonde wys. Die positiewe is, dit moes hulle na Jesus toe lei. Galasiërs 3 vers 24 sê, die wet is dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Vers 25, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tugmeester nie. Ons het nie meer die wet nodig nie. En dis hoekom hy vir Petrus sê, jy kan nie vir die heidene sê, hulle moet die wet onderhou nie, want hulle het Jesus, hulle het die bron van die tug ontdek. Hulle het ontdek wie die bron van die vervulling is. Nou hulle wil vry wees van die wet, maar nou wil hulle weer slawe maak van die wet. As jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham volgens belofte, is jy 'n erfgenaam. Die onderwyser was die tugmeester wat die volk op die regte pad moes hou, totdat God die genade as uitkoms kon stuur het. Toe die Messias gekom het, het hy die doel van die wet namens Israel kom vervul. En dit bied Jesus as die enigste, die getrouste en die volmaakste Israeliet, wat ons leer om God en ons naaste lief te hê. Dat jy toe die Fariseërs in Matteus 23 vir hom vra, wat is die groot gebod in die wet? Wat sê Jesus? Die eerste is, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet. Jesus vat dit saam. En hy sê, nou gaan dit nie meer oor al die goed nie. Nou gaan dit oor, ek het jou geleer om God lief te hê. En as jy God lief het, gaan hy sy liefde in jou hart uitstort vir ander mense. En wat jy nou van God ontvang het, gaan jy nou met ander mense deel. En Jesus kom bied ons hierdie volmaaktheid. Ook as hierdie Messias as koning kom sterf, om die vloek van Israel se mislukkings op hom te neem en vir hulle redding te bring. So kan die seën wat aan Abraham beloof is nou na alle nasies toe oorgedra word. Deur Israel, ongeag van hulle sosiale of etniese status. Hy sluit hoofstuk 3 en 4 af met Galasiërs 3 vers 26. Hy sê, want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Jesus Christus, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleë. Daar's nou nie meer Jood of Griek. Daar's nie meer slaaf of vryman nie. Daar's nie meer man of vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle ook die nageslag van Abraham, volgens die beloftes van erfgenaamskap. Paulus maak dus die uitspraak, hy sê, dis in geen sin dat jy die Joodse tradisies of wette nou vir die Jode moet gee.
En hy sê vir Peter, Peter, jy's nie vals nie. Jy verstaan net nie. Wat was die doel van die wet nie? En die Jode het hierdie wet gehad as die riglyn, maar die heidene staan aan die ander kant van die verlossing. Hulle het Christus. Daar's niks wat hulle na Jesus toe moes lei nie. Die evangelie het hulle na Jesus toe gelei. Dis die verskil. Sluit af. So dis om op te tree asof Jesus, as jy nou die wet wil saambring, asof Jesus nie God se beloftes kon vervul het nie. So eintlik wat sê jy? As jy wil Jesus plus, jy sê God het nie genoegsaam gewerk dat Jesus uit die volkome verlosser is nie. Verder verwaarloos dit die nuwe vryheid wat die heidene deur Jesus verkry het as gawe deur die Heilige Gees. En dit beperk ook God se seën net tot een etniese familie. Van nou wil jy heidene Jode maak om geseën te word. En Paulus sê die heiden word geseën in Efesiërs 1 vers 3 in Christus in die hemel en nie deur die beloftes van net so seën van Abraham kom nie. Hoofstuk 5 en 6, en ek maak klaar. Die gevolg van hierdie erfgenameskap gee God die mag en hy redeneer dat die wette 'n beproefde gids is vir die lewe volgens die wil van God. En hy bring hoofstuk 5 en 6 op die plek waar hy sê dat as jy maar die wet volmaak kon nakom, dit jou buitendien na Jesus toe sou lei. En jy nie regverdig sou word. Dis nie die pad na hom toe. Paulus is so 'n wonderlike redeneerder, dat die oomblik toe hy dit sê, toe wonder hy nou maar, hulle kan nou so dink. Want die vraag mag nou so klink, hoe sal 'n nie-Jood op enige manier kan leer dat die wet juis die beproefde gids tot 'n volmaakte lewe is? Hoe gaan die heiden dit nou weet, as dit vir die Jood belangrik is? En dis waarom hy dan nou hierdie laaste 2 hoofstukke skryf. Hy gebruik hierdie laaste 2 deur te beskryf hoe Jesus se teenwoordigheid deur die Heilige Gees in jou 'n veranderde of 'n transformerende krag het. Paulus erken dat die wet wys en goed is. Trouwens, hy sê dit kan almal as opgesom word in dit wat Jesus gesê het, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Inteendeel verwys Paulus terug na die verlede, dat die wette, alhoewel dit goed was, nooit Israel kon weerhou het, of krag gegee het om alles te gehoorsaam. In teenstelling hiermee is Jesus die een, wat die wette namens hulle vervul het, en namens ons vervul het, en woon nou in ons harte deur die Heilige Gees. En dis wat die boek mee afsluit. Die Heilige Gees, deur die lewe van Christus, maak die kind van God 'n nuwe mens, wat die wet vervul deur ander lief te hê. Hy gaan voort en hy sê dat die ou mens moet met 'n nuwe mens bekleed word. En hy kontrasteer hierdie ou mens met die nuwe mens. Nou julle ken Galasiërs 5 met die vrug van die Gees en die werk van die vlees. Hy sê dat die ou mens 'n stryd het met die nuwe mens. En dat die nuwe mens 'n stryd het met die ou mens. Maar dat dit juis hierdie proses word waar die ou goed gelos word en jy 'n nuwe manier van lewe aanneem. Van die gewoontes van die ou mens is duidelik, hierdie gedrag gaan steel, gaan verhoudings en gemeenskappe vernietig, gaan eie sinnig wees, gaan na homself wil kyk, gaan al hierdie goed doen wat hy noem as die werke van die vlees. Alhoewel die wet hierdie gedrag verbied, maak Jesus dit juis dood
deur aan die kruis te sterf. Sodat jy die ou mens kan aflê en jou met die nuwe kan beklee. Wanneer jy Jesus vertrou as jou verlosser en saligmaker, en jy deur die Heilige Gees lewe, word sy lewe jou lewe. En Paulus noem dit die vrug van die Heilige Gees. Die ou mens se lewe, of die werk van die vlees, was die manier hoe jy geleef het. Jy ontmoet Jesus, en Jesus se lewe word jou lewe. En nou is dit nie meer die werk van die vlees nie, nou word dit die vrug van die Gees. En dis die mooi, dis sy manier van lewe. Omdat jy in sy liggaam is, wil jy dit wat hy is, reproduseer. Sodat jy kan lief hê, sodat jy vreugde het, sodat jy vrede het, sodat jy geduld het, sodat jy vriendelikheid het, sodat jy goedheid het, sodat jy getrouheid het, sodat jy sagge aard en selfbeheersing sal hê. Dis die verskil tussen die twee mense. Die een wat aan jouself behoort, die een wat sy eie wette maak, en die een wat aan Christus behoort, en sy wette, en sy lewe nakom. Hierdie vrug kom, sê hy nie outomaties nie. Paulus sê dis 'n vereiste keuse, wat werklike vrugte na vore bring. Luister na Paulus se woorde, hy sê, as ons volgens die Gees leef, moet ons in pas bly. Een van die nuwe vertaling sê, as ons volgens die Gees leef, moet ons in pas met die Gees bly. Jy kan nie die vrug van die Gees hê, en nie saam met die Gees loop. Jy moet in pas wees met die Gees. Dit gebeur deur toewyding, om jou ou gewoontes te snoei, nuwe gewoontes te kweek, en geduldig toegerus om dan vervul te leef, deur die Heilige Gees. Wanneer jy dit daagliks doen, vervul jy Jesus se menswees, deur die Torah van die Messias na te kom. Hoor wat sê hy? Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste, en vervul so die wet van die Messias. Want as iemand meen dat hy iets is terwyl hy niks is nie, mislei hy homself, maar laat elkeen sy eie werke op die proef stel. Aan die einde sluit Paulus alles af, en hy sê hierdie vereistes vir Christene om die Torah te handhaaf, om besny te word, en om die wet te onderhou, en om die Sabbat te onderhou, mis die hele punt. Jy mis alles waaroor dit gaan. Wat regtig van belang is God se nuwe skepping, wat God uit vrye wil dien, en nie iets wil doen om iets van God te ontvang nie. Moenie die Here wil dien, om iets van die Here te wil ontvang. Jy het klaar alles ontvang, toe hy vir jou aan die kruis gesterf het. Jy moet dit aanneem en leef. Hierdie is die gedagte van die hele brief. Vryheid van, of terug na slawerny. En ek hoop dat hierdie vinnige oorsig jou aan sal spoor om die boek in diepte te lees. Ons wil hier staak, ek wil die gelate brief vir hier los, en ek wil hê jy moet die brief gaan lees, met hierdie in gedagte. En ek wil van volgende week af vinnig 'n nuwe boek vat, en vinnig deur die nuwe boek werk, en dieselfde basiese agtergrond vir jou gee, sodat jy sal verstaan hoe om as kind van die Here, as 'n nie-Jood, die Bybel reg te verstaan en reg te leef. Kom ons bid en ons vra die Here se seën. Here, baie dankie vir die woord. Dis 'n voorreg vanmôre, Here, om hierdie woord te verstaan. Is 'n groot genade, Heilige Gees, dat U vir ons hierdie woord gee. En Here, dat U vir ons die
die onderskeid bied, sodat ons kan verstaan wat vir ons belangrik is. Soos iemand gesê het, Here, dat die hele Bybel is vir ons geskryf. Maar die hele Bybel is nie aan ons geskryf. Ons kan uit die hele skrif lesse leer. Maar daar is sekere dinge wat U in gedagte het vir ons as dan nie Jode. Om so te leef uit genade, dat ons 'n getuie vir Jesus kan wees. En daarom kom bid ek, dat hierdie woord ons harte sal aanspoor, om so te wees en so te leef, dat ander mense Jesus sal sien. Ons dankie en ons aanbid U, in Jesus se naam. Amen.